Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Liefde verwek liefde. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Romeine hoofstuk 8 vers 32. Diegene wat waarlik bekeerd is, sal die middele wat hy in hulle hande geplaas het, vir die bevordering van die werk aanwend. Ons is Christus se getuies, en ons moet nie toelaat dat wêreldse belange en planne ons tyd en aandag absorbeer nie. Daar is hoër belange op die spel. Ons pleit vir die geld wat aan onnodige dinge bestee word. Moenie jou geld mors deur onnodige dinge te koop nie. Jy mag dink dat hierdie klein bedrag nie veel is nie, maar baie klein dingetjies sal 'n groot geheel maak. Sny elke buitensporige uitgawe af. Gee jouself oor aan niks wat bloot vir vertoon is nie. Jou geld beteken die redding van siele. Laat daar sistematiese gee van almal se kant wees. Sommige mag dalk nie in staat wees om 'n groot bedrag te gee nie, maar almal kan elke week iets vir die meester op sy sit. Laat die kinders hul deel doen. Laat ouers hul kinders leer om hul pennies te spaar om aan die Here te gee. Die evangeliebediening moet ondersteun word deur selfverloning en opoffering. Laat ons kerklidmate nie kla omdat hulle so dikwels gevra word om te gee nie. Wat maak die gereelde oproepe 'n noodsaaklikheid? Is dit nie die vinnige toename in sendingondernemings nie? Solank daar siele is om te red, is ons belangstelling in die werk van sielredding om geen afname te ken nie. Die kerk kan nie haar taak verkort sonder om haar meester te verloon nie. Liefde vir verlore siele het Christus na Golgotha se kruis gebring. Liefde vir siele sal ons lei tot selfverloning en opoffering vir die redding van dit wat verlore is. En soos Christus se volgelinge aan die Here sy eie teruggee, versamel hulle skatte wat hulle sin sal wees wanneer hulle die woorde hoor: Mooi so, jy goeie en getroue dienaar. Gaan in die vreugde van jou Here in. Matteus hoofstuk 25 vers 21. Die vreugde om siele vir ewig gered te sien, sal die beloning wees van almal wat in die voetstappe van die Verlosser volg.